Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie, jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik. Besoek net die webwerf hierso onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. Welkom by SA Gemeente. Jy is welkom hier as deel van die storie. Kom ons luister saam, kom ons ontdek saam, kom ons kyk wat God vandag in my en jou hart wil doen. Hoeveel van julle sal sê dat julle oor die algemeen graag nogal wil doen wat reg is? Nou, ek was in die kruidenierswinkel so 'n paar jaar terug daar in Kempton Park waar ek gewerk het en ek was haastig, jy weet. Ek is eintlik altyd haastig. Ek sien die vinnige ry waar net 10 items toegelaat word. Ek het my items getel en ek het 12 gehad. Toe dink ek by myself, 12 is eintlik baie naby aan 10. 12 is 'n geestelike getal. Jesus het 12 disippels gehad. Daar behoort 12 items in die vinnige ry te wees en nie net 10 nie. So wat dink julle het ek gedoen? Jy het reg geraai. Ek het stilletjies en onskuldig probeer om my 12 items in die 10 item ry in te neem. En toe gebeur dit. 'n Klein, sagte, onskuldige stemmetjie van agter wat vir my sê, "Dominee, is 12 die nuwe 10?" En toe ek omkyk, staan daar 'n baie oulike tannie met 'n kruinkerk hempie aan en ek het net gevries. Ek het daar toe net so half leeg aangekyk. Ek het niks gesê nie. En sy glimlag en sy sê, "Dominee, hoekom gee jy nie sommer vir my jou 2 avokado's nie? Dan maak ons asof hierdie hele ding nooit gebeur het nie." Sy het 'n reuse grap gemaak natuurlik, maar dit het my laat dink aan hoe gereeld ek eintlik dieselfde met God doen. Ek weet God wil hê ek moet iets doen en dan doen ek van dit of meeste daarvan, maar nie alles nie. En dalk is jy dieselfde. Ek glo daar's tye wat jy vir jouself sê, ek doen eintlik nogal goed. Daar's net hierdie een area. Ek is 'n redelike goeie Christen en as ek hierdie een ding doen wat ek weet ek nie behoort te doen nie, gaan niemand dit regtig agterkom nie. Dit is eintlik nie so groot saak nie en God sal ons nou sekerlik verstaan. Ek bedoel, kom aan. Ek hoor in Ivan, ons 8-jarige se lingo, dat as iets is, maar nie heeltemal iets is nie, dan voeg hy hierdie stertjie by ish. They behaved well-ish today. Dit het my baie laat dink aan sekere Christene en ek wil soos Ivan sê, hulle is Christen-ish. En hoe weet ek dit? Omdat ek self al daar was. Dis iets wat ek noem selektiewe gehoorsaamheid. Julle weet wat dit is. Ons gaan doen wat God se woord vir ons sê om te doen, solank dit nie te moeilik is nie, of tensy God nie te veel van ons vra nie, of as ons 'n beter plan het, of as ons haastig is en deur die vinnige ry wil gaan. Dis selektiewe gehoorsaamheid. Ek sal selektiewe gehoorsaamheid so definieer. Selektiewe gehoorsaamheid is die gevaarlike illusie dat dit genoeg is om sommige van God se opdragte te doen, terwyl dit eintlik ongehoorsaamheid in vermomming is. Gehoorsaamheid is 'n moeilike onderwerp, maar kom ek wys jou gou 3 verse. Ons kyk na Deuteronomium 5:33. Dit sê, wandel in gehoorsaamheid aan 'n deel van, nee, aan alles wat die Here julle God julle beveel het. Hoekom? Sodat enigiets kan gebeur? Nee, sodat julle kan lewe en voorspoedig kan wees. Wandel in volle gehoorsaamheid, sodat God julle kan seën. Kom ons kyk na die volgende vers, Eksodus 19:5. As julle my gedeeltelik gehoorsaam, nee, ek gee julle sommer nou 'n wenk. God sê, as julle my volkome gehoorsaam en my verbond hou, dan sal julle my kosbare besitting wees. Kom ons kyk na nog een, Job 3:6 wat sê, as hulle luister en God gehoorsaam, wat gaan gebeur? Hulle sal geseën word. As julle na hierdie 3 verse kyk, is daar 2 dinge wat hulle almal in gemeen het. Kan enige van julle dit sien? 2 dinge. Eerstens, vra God vir ons volle gehoorsaamheid. En die tweede ding is,
Party van God se seëninge is gekoppel aan voorwaardes. Maar ons is geneig om te dink dat as ons hard genoeg werk en goed genoeg is, ons God se guns en vergifnis kan verdien. Dis om onsself reg te werk met God. En ek wil baie duidelik wees dat dit nie goeie teologie is nie. Die Bybel is nie die Bybel is ongelooflik duidelik dat ons nie gered word of reggemaak word met God deur ons goeie werke nie. Ons word gered deur genade, maar ons word baie keer geseën as gevolg van ons gehoorsaamheid. Of God kan seëninge terughou wanneer ons nie gehoorsaam is nie. Ons word gered deur genade, maar God seën ons baie keer deur ons getrouheid en ons gehoorsaamheid. Maak dit sin? As jy kinders het, dan ken jy die krag van onvoorwaardelike beloftes en voorwaardelike seëninge. 'n Belofte is, kind, ek gaan jou lief hê, maak nie saak wat nie. Ek mag dalk nie van maandag tot saterdag van jou hou nie, maar ek gaan jou steeds lief hê, maak nie saak wat jy doen nie. As ouer gaan daar tye wees wat jou kind jou mal maak, maar jy het steeds jou kind lief. Dit is onvoorwaardelike beloftes. Maar dan is daar voorwaardelike seëninge en daar is baie daarvan. As jy jou huiswerk doen, dan kan jy saam met jou vriende gaan kuier. As jy al jou kos eet en daardie slegte houding van jou gesig afval en ophou om jou broer te terg en nie terug te praat nie, of wat dit ook al is, dan kan jy Nintendo Switch gaan speel. Daar's onvoorwaardelike beloftes. Ek het jou lief, maak nie saak wat nie. En daar is voorwaardelike seëninge. Kom ons vat nou dit en pas dit toe op God. Daar's iets wat teoloë verbondsteologie noem. Reg deur die Bybel sien ons verbonde, wat eintlik goddelike ooreenkomste is tussen God en ons. En al die verbonde het onvoorwaardelike beloftes en voorwaardelike seëninge. Ek gaan julle net 'n paar van hierdie verbonde wys. Daar's die skepingsverbond, daar is die Abramitiese verbond, daar is die Mosaïese verbond, ek hou hiervan. Daar is die Davidiese verbond, en dan is daar die priestelike verbond. En daar is ook die belangrikste een, naamlik die Nuwe Verbond. Die Nuwe Testament is onder die Nuwe Verbond. Nou, elke verbond het 'n onvoorwaardelike belofte en dit het 'n voorwaardelike seëning. Nou kom ons kyk na die Nuwe Verbond, want ons leef mos nou in die Nuwe Testamentiese verbond. Dit is waar vir elkeen. Jesus het gesterf en opgestaan en bied vergifnis van sonde en die ewige lewe aan almal wat glo. En ons word gered deur genade, deur geloof, sodat elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered sal word. Dis regtig goeie nuus. En dit is 'n belofte vir enigeen. Maar daar is nie net 'n onvoorwaardelike belofte nie, daar is ook voorwaardelike seëninge. En dit is dit. Hoewel verlossing 'n geskenk is wat vrylik deur God se genade gegee word, vloei sekere seëninge uit gehoorsaamheid aan God uit. So, om dit baie duidelik te stel, want ek wil nie hê iemand moet dit verkeerd verstaan nie. Jy word gered deur genade. Punt. Maar God seën jou met spesiale seëninge wanneer jy gehoorsaam is. En dis hoekom God nie ons gedeeltelike gehoorsaamheid wil hê nie. God wil ons volle oorgawe hê. God wil alles van ons hê. Ek dink een van die gevaarlikste dinge wat ek in die moderne westerse kerk sien, is 'n hele klomp gedeeltelike gehoorsaamheid. God, ek gaan die dele doen waarvan ek hou en wat goed voel, en die res wel, God, jy moet net verstaan. Maar God is 'n heilige en regverdige God, en hy het jou onvoorwaardelik lief, maar hy wil jou seën, hy wil sy seëninge uitstort, en vir sommige mense mag dit dalk die presiese rede wees waarom jy nie die seëninge ervaar wat jy graag wil ervaar nie, omdat jy nie gehoorsaam is aan sommige van die dinge wat God sê nie. So kom ons laat die Heilige Gees toe om net 'n bietjie met ons te praat vandag. Ek wil vir julle een van die mense in die Bybel wys, wat eintlik soveel van ons verteenwoordig. Ons gaan na Saul in die Ou Testament kyk, eerste koning. En ons gaan 'n man sien wat met regtige goeie bedoelings begin het, maar met verloop van tyd het hy God net gedeeltelik begin gehoorsaam. As jy nie sy storie ken nie, hy begin as 'n baie nederige dienaar, en hy word gesalf om koning oor Israel te wees, en hy het begin met 'n hart wat opreg gesê het, God, ek wil u gehoorsaam, God, ek wil u behaag. Maar met tyd het hy een besluit op 'n slag stadig van God begin afdwaal. Hy het stadig sy eie begeertes bo God se wil begin prioritiseer, en hy het een sonde na die ander gerasionaliseer, en dit het sy verhouding met God begin beskadig. En dit het verskriklik vir hom geëindig. Ek bedoel, as jy na hierdie storie kyk, sien jy 'n man wat regtig sterk begin het, soos baie van julle, en uiteindelik eindig hierdie man op deur hekse te raadpleeg en na demoniese stemme te luister. En mens vra op vir jouself, hoe het dit gebeur? Ek bedoel,
Hoe beweeg jy van iemand wat opreg vir God wil leef en God wil behaag en God wil gehoorsaam, na iemand wat na demoniese stemme luister en wie se lewe totaal vernietig word? En die antwoord is, jy doen dit een tree op 'n slag. Een oomblik waar jy sonde rasionaliseer, nog 'n oomblik waar jy sê, ek gaan dit op my manier doen, nog 'n oomblik waar jy sê, God, ek weet dis wat ek veronderstel is om te doen, maar dit is net nie gerieflik vir my nie. Een tree op 'n slag. En ons sien 'n baie kragtige voorbeeld hiervan in 1 Samuel 15. In hierdie vreemde storie, Saul moet die Amalekiete aanval en uitwis, omdat hulle so boos was. God sê in vers 3, Saul, jy moet nou met die Amalekiete gaan oorlog maak, roei hulle almal uit, moenie jammer wees vir hulle nie, maak hulle en hulle diere dood, die mans, die vroue, die kinders, die babetjies, die beeste, die skape, die kamele en die donkies. Saul maak toe 200,000 soldate bymekaar en hy val die Amalekiete aan en hy gehoorsaam God. Totdat hy dit nie meer doen nie. Vers 8 sê dit vir ons, hy het Agag, die koning van die Amalekiete, lewendig laat vang, maar al die ander mense het hy laat doodmaak. Hy moes alles vernietig het, maar hy het nie. En al die ander mense het hy met die swaard totaal vernietig, so hy het meeste van dit gedoen wat God hom gevra het om te doen, maar nie alles nie. Maar Saul en die leer wat veronderstel was om alles te vernietig, het Agag gespaar. Maar meer as dit, vers 9, Saul en sy mense het nie vir Agag doodgemaak nie, hulle het ook nie die beste skape, bokke en beeste doodgemaak nie, ook nie die tweede beste diere en die jong ramme nie, hulle wou nie die mooi diere doodmaak nie, maar die diere wat niks werd was nie, die goed wat niemand wou hê nie, die het hulle mooi doodgemaak. Saul het vir 'n rukkie gedoen wat God gevra het, hy het God gehoorsaam. En toe kyk hy op en hy sien hierdie perfekte klomp diere, mooi skape, mooi lammers, vet kalwers, en heel moontlik hoor Saul 'n fluistering. Party van julle ken hierdie fluistering, die stem fluister vir jou, hey, jy het reeds so baie vir God gedoen, jy het seker al genoeg gedoen, Saul, jy het amper alles vernietig wat God gesê het jy moet vernietig, maar daardie diere is waardevol, daar is regte waarde daar, dis mooi skape en vet kalwers, en Saul, jy wil tog 'n goeie rentmeester wees of hoe? Saul, miskien moet jy sommige vir jouself hou. En toe kry Saul 'n idee. Ek weet, ek sal hulle hou en dan 'n offer aan God bring. Dis wat ek sal doen. Dit klink so geestelik, so heilig en Christen-ish. En God sal daarvan hou. God sal sekerlik verstaan. So wat sien jy? God het vir Saul gesê om alles te vernietig en hy het dit nie gedoen nie. Dis dieselfde stem wat ons almal versoek. Ongehoorsaamheid begin altyd met 'n fluistering. Hey, jy's 'n dominee en jy het belangrike dinge om te doen. Al het jy 12 items en staan daar net 10. Is jy belangrik genoeg om daarin te gly terwyl almal anders die reëls moet volg? En jy weet hoe dit werk. Die stem sê vir jou, gaan kyk maar. Niemand gaan weet nie. Vat dit maar. Jy verdien dit. Almal anders doen dit. Sê dit maar. Hulle verdien dit in elk geval. Doen dit maar. Dis nie so groot saak nie. Dis net hierdie een keer of hoe. Hier is die probleem. Ongehoorsaamheid is selde 'n eenmalige gebeurtenis. Wanneer jy dit een keer doen, dink jy, wel, ek het dit nou klaar gedoen. Wel, ek het my maagdelikheid verloor, so nou kan ek net sowel partytjie hou. 'n Paar van julle lag, omdat julle al daar was, of hoe? Ongehoorsaamheid is selde 'n eenmalige gebeurtenis. Hier's wat gebeur. Wat jy in die oomblik toelaat, beheer jou dikwels in die toekoms. Jy dink dis nie 'n groot saak nie, en jy laat dit in jou lewe toe. En eendag besef jy daardie een daad van ongehoorsaamheid het 2 geword, en 3, en 4, en dit vat jou na 'n plek waarheen jy nooit wou gaan nie. Jy het gedink dit is net een kykie, en toe was dit te veel. Jy het gedink dit is net een drankie. Nie 'n groot saak nie, dis nie eintlik sonde om alkohol te drink nie, net sonde om dronk te word. Ek kan mos 'n paar drankies drink, of hoe? En toe kos dit jou huwelik en jou verhoudings met jou kinders en jou familie. Jy het gedink is net een weddenskap. Ek bedoel, dis soos vermaak, soos om fliek toe te gaan of uit te eet. Dis net 20 pond, dis net 40 pond. En toe kos dit jou huis en jare se afbetaal en baie meer. Jy het gedink, hulle verdien dit, so jy gaan jou stem verhef. En voor jy jou kan kry, het jy die vertroue verloor van mense rondom jou wat nie meer veilig voel nie. Nie so groot saak nie, maar wat jy in die oomblik toelaat, beheer dikwels in die toekoms. Aan die begin van die boodskap het ons gebid en God gevra om met ons te praat, of gevra dat hy met ons praat en ons oortuig. En wat ek nou wil doen is om vir jou hierdie vraag te vra en vir jou 'n oomblik te gee om dalk net toe te laat dat God met jou praat. En ek wil jou vra, waar laat jy sonde fluister in jou lewe? God praat met ons. Dit kan wees dat sommige van julle gedeeltelik gehoorsaam is.
Jy neem nie wraak op die persoon wat jou seer gemaak het nie, maar jy vergewe hulle ook nie soos Jesus jou gevra het om dit te doen nie. Het kan wees dat jy nie jou tyd met God totaal afskeep nie. Jy doen nog jou vers van die dag, verse of the day, of wat dit ook al is. Maar dit is meer 'n blokkie afmerk vir jou as om regtig God se hart en wil te soek. Het kan wees dat jy nie heeltyd pornografie kyk nie. Jy gaan net op Instagram se explore blad rondkyk om te sien of daar iets interessant is. Want jy weet, jy moet mos op hoogte bly van die nuutste bikini modus. En jy kompromeer en kyk na iets wat jou neem na 'n plek waarin jy waarskynlik nie wou gegaan het nie. Jy spandeer nie roekeloos te veel geld nie. Jy het net 'n bietjie skuld en jy vertrou God nog steeds nie met 'n tiende nie. Jy gooi almoese na die kerk toe. Jy dink elke verskoning uit onder die son om net nie dit wat God jou mee geseën het met ander ook mee te seën nie. Jy verneek nie jou huweliksmaat nie, maar jy steek 'n paar dinge weg. Jy het geheime. Jy spandeer geld sonder om daaroor te praat. Of daar's iemand by die werk wie se aandag jy net 'n bietjie meer geniet as wat jy behoort te geniet. Jy steek jou foontjie al hoe meer weg en gaan praat al hoe meer buite eerder as binne. Christen-ish. Jy bely Jesus, maar jy gehoorsaam hom nie. Jy gehoorsaam hom nie werklik ten volle nie. Daarom vra ek jou, is daar 'n plek waar jy toelaat dat sonde sy pad fluisterend in jou lewe inwerk? Nou, sodra jy antwoord het op daardie vraag het, waar laat jy sonde sy pad fluisterend in jou lewe inwerk, wil ek hê jy moet nou dink oor wat dit is. En ek wil hê jy moet nou onmiddellik na iemand toe wat daar rondom jou sit draai, wat jy nie ken nie en dit aan hulle bely. Nee, moet dit nie doen nie. Ek maak net 'n grap. Ek laat jou net 'n bietjie stres hê nou lekker, né? Maar ek wil wel hê julle moet oop wees vir God, wat God moontlik vir julle wil sê. En dan is dit wys om dit teenoor God te bely en dan ook teenoor jou gesin of jou klein groep later vandag of hierdie week. As jy nie 'n klein groep is nie, mis jy waarskynlik uit. Een van die redes waarom jy dalk sukkel is omdat jy nie 'n groep mense het wat vir jou bid en jou ondersteun nie. Die Bybel sê, bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. So is daar dalk 'n area in jou lewe waar jy gedeeltelik gehoorsaam is en dit rasionaliseer? Dis presies wat Saul gedoen het. Daar was toe 'n man wat 'n profeet was, Samuel. En hy het nogal in Saul se besigheid ingeklim. Hy sê, Saul, broer, jy's beter as dit. Jy het God lief. Hoekom is jy ongehoorsaam? Wat dink julle het Saul gedoen? Het hy gesê, jy's reg Samuel, ek is so jammer Samuel, ek moes dit nie gedoen het nie Samuel. Nee, hy het gedoen wat baie van ons doen. Hy het sy ongehoorsaamheid verdedig, hoor hier vers 13. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, die Here is goed vir jou. Ek kon alles doen wat hy gesê het ek moet doen. Maar hoekom hoor ek dan skape bler en beeste bulk, vra Samuel. Dit kom van die Amalekite af, sê Saul. Die manne het die beste skape en beeste saamgebring om vir die Here, u God, te offer. Al die ander het ons doodgemaak. Nie sy God nie, u God, want hier is die ding. Sonde het nooit 'n goeie rede nodig nie. Sonde het net 'n goeie verskoning nodig. En hy maak verskonings. En ons moet oplet hoe hy sê, nie die Here my God nie, maar die Here u God. Hoekom distansieer hy hom van God? Want elke sonde wat ons regverdig, bou 'n muur tussen ons en God. Elke keer wanneer ons sondig, God is 'n heilige God. Dis hoekom hy Jesus gestuur het om regverdig met ons sonde af te trek. Maar wanneer ons teen hom sondig is, dit amper asof ons sê, God, ek sit iets tussen ons. En dit is presies wat Saul gedoen het. En daarom wil ek hê, julle moet voel dat daar 'n onvoorwaardelike belofte is, dat God julle lief het. Hy het jou so lief, hy het jou lief, hy het jou lief, hy het jou lief, hy het jou lief, en hy wil jou seën, hy het jou lief, en hy wil jou gehoorsaamheid seën. Daarom, wanneer hy in sy woord sê, moenie met welis na iemand kyk nie, probeer hy nie jou regverdige visuele vermaak steel nie. Hy sê hy wil hê jy moet die gedagtes van Christus hê. Daar's iets baie beter as jy jou hart en jou gedagtes en jou oë beskerm. Daar's die seën van reinheid in 'n God-vererende verbondshuwelik wat joune kan wees as jy langs die pad gehoorsaam is. Wanneer God sê, laat daar geen onwelvoeglike taal onder julle wees nie, beteken dit nie ons mag skinder en dit 'n gebedsversoek noem nie. Wanneer God sê, jy kan nie vir 2 baase gelyk werk nie, probeer hy nie jou hartverdiende 3de vakansiehuis afrokkel van jou af nie. Hy wil jou vrymaak van hierdie eindelose laste wat jy op jouself plaas. Hy wil jou nederig hou, hy wil jou tussen gewone mense hê. Hy wil jou die vreugde van eenvoud en geluk laat ervaar en weggee. Saul het verskonings gemaak en in vers 22 antwoord Samuel hom, toe sê Samuel, hou die Here meer van allerhande offers as van gehoorsaamheid?
Nee, om gehoorsaam te wees is beter as om offerdiere te slag en om te luister is beter as om die vet van ramme te verbrand. Hoekom hou God daarvan wanneer ons hom gehoorsaam? Omdat hy ons lief het. Omdat hy daarvan hou om ons gehoorsaamheid te seën. God hou daarvan wanneer ons gehoorsaam is, want elke daad van gehoorsaamheid is 'n demonstrasie van ons liefde vir die een wat ons eerste lief gehad het. God, ek het u lief deur my gehoorsaamheid. Ek het u lief. Dit was wat Johannes gesê het, dit is die liefde vir God. Wil jy weet wat die liefde vir God is? Dit is nie net aanbidding nie, dit is gehoorsaamheid. Dit is liefde, om sy gebooie te gehoorsaam. Die gebooie van God is nie beperkend of onderdrukkend nie. Hulle bring vryheid, hulle bring bevryding. Gaan kyk maar na elkeen van hulle. Dis hoekom liefde en gehoorsaamheid onafskeidbaar is in ons verhouding met God. Wat doen God? God het jou onvoorwaardelik lief en daarom motiveer sy liefde jou om hom te wil gehoorsaam en omdat jy gehoorsaam is, wys dit jou liefde vir God, want God eer jou gehoorsaamheid deur jou te seën en dan groei jy nader aan hom en jy ervaar sy krag en sy teenwoordigheid by jou en dan hou hy aan om jou lief te hê en sy liefde maak dat jy hom nog meer wil gehoorsaam en jou gehoorsaamheid wys jou liefde en lojaliteit want jy is nie soos hierdie wêreld nie, jy's beter as dit. Jy gaan nie gevorm word volgens die patrone van hierdie wêreld nie, maar jy word verander deur die vernuwing van jou denke. Dan kan jy onderskei en bewys wat die wil van God is. Daarom gehoorsaam jy God en hy seën jou. En jy leer hom nog beter ken en jy gehoorsaam hom nie omdat jy moet om sy goedkeuring te kry nie, maar omdat jy wil. Want hy het jou reeds deur Jesus goedgekeur. Nou, ons is natuurlik nie perfek nie, maar ons wil hê die Heilige Gees moet aanhou om ons te vorm en meer soos Jesus te maak. En daarom vra ek jou weer, wees regtig oop vir wat die Heilige Gees dalk vir jou wil sê. God praat al die hele week lank met my terwyl ek hiervoor voorberei het. Daar's dinge waaraan hy in my lewe werk. Wat is die fluistering en kompromie wat jy bly regverdig? Noem dit. Want gedeeltelike gehoorsaamheid is nie gehoorsaamheid nie, dit is sonde. En elke sonde wat ons regverdig, bou 'n muur tussen ons en die God wat ons liefhet. So hoe eindig ons eendag by, ag, vergeet van die kerk, ek hou eintlik nie van God nie, ek is ver van God af. Hoe kom ons daar uit? Een tree van ongehoorsaamheid op 'n slag. Hoe kom ons nader aan God? Een tree van bekering op 'n slag. Een tree, God, ek is jammer. Een tree, en wanneer jy naby aan hom kom, raai wat? Onmiddellik kom God naby aan jou, want daar is 'n onvoorwaardelike belofte dat hy jou lief het en altyd sal lief hê. Hy sal nooit ophou om jou lief te hê nie, maar daar's ook voorwaardelike seëninge. As jy my volkome gehoorsaam, dan gaan ek jou op hierdie manier seën. Ons is dan nie Christen-ish nie. Ons is toegewyd, ons is nie perfek nie, maar ons word vervolmaak. Wanneer ons struikel, draai ons net weg van ons sonde en terug na hom toe. Ons is toegewyd, getrou en gehoorsaam, want God wil nie ons gedeeltelike gehoorsaamheid hê nie. Wat wil hy hê? God wil ons volle oorgawe hê. En daarom, as 'n kerkfamilie, laat ons oop wees vir wat God vir ons wil sê, wat hy in ons wil doen, en dan wat hy deur ons wil doen. Heilige Gees, praat met ons. Kom ons bid. Kom ons praat met ons, oortuig ons en verander ons vandag by al ons kerke. En ek gaan sommer nou vir julle sê, my hand gaan ook op as jy erken dat daar 'n area van kompromie in jou lewe is waar jy God net gedeeltelik gehoorsaam en jy vandag in geloof vir God wil vra om jou te help om ten volle oor te gee. As dit jy is en jy sê ek wil God volkome gehoorsaam wees, steek sommer jou hand op, net daar waar jy is, hou hom hoog op. Kom ek bid vir jou. Here, ek bid vir elkeen wat hulle hand opsteek. Ek bid vir myself dat hy ons sal kom vrymaak van hierdie dinge wat ons net halfpad doen. Van hierdie lou Christene wat ons is, hierdie Christen-ish wat aan ons vasklou. Ek bid vir mense in hulle huwelike waar dit meer oor hulle self gaan en oor ander as wat dit gaan oor hulle huweliksmaat. Ek bid vir mense met hulle verhoudings met hulle kinders waar dit meer gaan oor hulle self en hulle eie idee en hulle eie verstaan van waarheen ons moet gaan, eerder as om getrou daai pad te stap, 'n pad van dissipline en omgee en regverdigheid en liefde en al daai dinge. Here, kom verander ons. Here, ek bid vir mense wat in hulle geld verstik en net meer en meer en meer en meer bou en bymekaar maak. Ek bid vir mense wat nie wil gee nie, wat nie kan gee nie, wat dink alles kom my toe. Kom maak ons vry van dit, help ons om te gee vir ons geleenthede, laat ons tot bekering kom daarbey, en laat ons besluit wanneer is genoeg, en die lyn trek, en 'n seën wees vir hierdie wêreld.
Laat ons nie so vassit in onsself nie. Ek bid vir mense wat vashak in hulle eie slimmigheid en koppe en prestasies en hulle grade en kennis en al hierdie dinge om ons vry te maak, om dit te deel, om dit te gee en nederig uit te bou, om werk te skep, om met daai brein iets goeds te doen en mense se lewens te verryk. Ag Here, ek bid vir mense wat worstel met siekte en gesondheid, wat nie opstaan nie, wat nie oefen nie, wat nie deel word nie, wat nie hulle ding reg doen nie. Here, help ons om dit reg te doen. Help ons om ons tempels te eer. Help ons om mooi na dit te kyk. Here, ek bid vir mense wat nie wil kerk toe kom nie. Wat sê, ag nee, wat ek maar lekker gemaklik by my huis sit, of weet jy, ek het maar 'n persoonlike verhouding met God in my kamer. Ek bid dat U hulle sal vrymaak, dat hulle sal teenwoordig wees tussen mense, waar ons mekaar kan verantwoordelik hou, waar ons mekaar kan versorg, waar ons mekaar kan lief hê, waar ons vir mekaar kan bid, waar ons vir mekaar kan omgee, waar ons kan opdaag in mekaar se huise, en 'n seën kan wees vir mekaar, sodat die glorie van God kan gaan. Dit is hoekom die kerk daar is. Mag ons daai vriendskappe uitbou, en mag ons dit leef en regering doen. Here, U ken elkeen se ding wat op hulle tafel is, of dit nou dobbel is, en of dit pornografie is, en of dit skelm verhoudings is, en of dit skelm kopery is, en of dit excessiveness is, en wat dit ook al is, daai goedjies wat maak dat ons hier net nie 100% kan volg nie. Kom raak dit aan, kom sien hierdie mense se hande, geef hulle die krag en die energie om voluit te leef vir dit. Ek bid dit in U naam alleen, dat U elkeen van ons sal seën. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat jou onvoorwaardelik liefhet. Ek seën in die naam van Jesus Christus, wat jou onvoorwaardelik liefhet en jou red uit sy genade uit, en jou wil seën met sy oorvloed, omdat jy gehoorsaam is, omdat dit vir jou goed is. Ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat jou sal lei, sal help om die regte ding te doen. In die Here se naam alleen. Amen. Tot volgende keer. Mooi loop.